Ja, ek wil nou sê dit klink asof party van julle nog slaap. En dan die mense daar, die inwoners van Huis Teresa, baie welkom vanmôre. Nou vir die van julle wat my nou nie ken nie, ek het nou die verlede Sondag het ek kom kuier hierso, so 'n bietjie 'n paar woorde kom deel. En ek is Chris Cronje van die gemeente hier langsaan by Christiana. En ja, so ek kom sommer net so 'n bietjie uithelp vir 2 Sondae en my hartewens is dat die Here vir jou sal ontmoet waar jy is. Johan het nou hier agter in die konsistorie gesê dat dit nou so verlede Sondag se boodskap geraak het. Nou toe sê ek vir hom, kyk hoe bewe ek nou, want nou is daar 'n verwagting. Nou die verwagting is eintlik, ek kyk so na my tennisspelle wat hierso sit. Ek het spesiaal eintlik die preek uitgehaal vir hulle. So. So ek hoop hulle luister. Nee, sommer maar net so tongenetjies. So mag die Here regtig waar jou ontmoet waar jy is. Ons het verlede Sondag gepraat, as God soewerein is, wat dan? Ek sal so iets sê daaroor, maar vanmôre gaan ons verder aan oor hoekom moet ons bid. Maar kom ons raak eers stil voor die Here en dan na die seëngroet gaan ons 'n loflied dan sing. So kom ons raak stil eers voor die Here, daar waar jy sit. Here, dankie dat dit net by U is wat ons rus vind. Want ons vertrou op U, Here. Dankie dat U ons rots is, ons redding, ons veilige vesting, Here, sodat ons in hierdie lewe kan leef. Amen. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader en die opgestane Jesus, wat deur sy Gees hier by ons is. En kom ons loof die Here in hierdie volgende lied. Asai. Laat ons kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam.
Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat U ook hier is. Meer as wat ons kan verstaan. Hier by ons, in ons, elke oomblik van ons lewe. Here, dankie vir 'n week wat verby is, 'n vakansie saam met ons kinders, dinge en werksaamhede weer begin het, Here, en dankie dat ons hierdie week U handewerk in ons lewe kon sien. U elke dag met ons besig. Dankie, Here, dat ons daaruit kan leef, ook vir môre. Want ons leef in moeilike tye, Here, dis nie maklik nie. En daarom is dit met soveel dankbaarheid in ons hart, dat ons voor U kan wees vanmôre en vir U sê, dankie, Here, dat U nooit ons los nie, dat U regtig Immanuel is, ook nou. En elkeen van ons het gekom hiernatoe, Here, om U te kom aanbid. Maar ook met 'n verwagting, Here, met 'n ontmoeting met U. En daarom vra ons dat U, deur die Heilige Gees, U woord sal oopmaak in ons harte. Dat ons sal hoor, Here, wat U vir ons sê. Dat ons weerbaar kan wees, maar meer as dit, dat ons regtig U beelddraers kan wees, dit waarvoor U ons gemaak het, om aan U eer te bring. Dankie vir die voorreg. Seën ons saam wees. Alles tot eer van U naam. In Jesus naam. Amen. Ek het 'n manier, ek lees nie altyd die wet nie, ek weet nie hoe doen julle dit hierson nie, maar ek gaan nou maar maak soos wat ek altyd maak, want ons raak stil by die Here oor dit wat die woord is, en dan gaan ek gewoonlik hier teen die einde van die diens, dan gee ek geleentheid dat jy self met die Here kan praat, wat hy ook al op jou hart gelê het. En ek weet, dis nou kinderdiens vanmôre, maar ek gaan die moment wat ek dit gaan doen, het ek gedink ek gaan dit doen na die woord, as 'n samevatting, wat eintlik vir jou gaan laat met iets. En ek het goed gedink om dit so te doen vanmôre, want die gedeelte waaruit ek dit lees vanmôre, weer 'n keer, soos wat ek verlede week gelees het, is uit Psalm 103, dat ek net by die plek kom, as jy dit wil volg in jou Bybel, gaan ek 'n paar verse daar lees, vanaf vers 19 af, die begronding van dit wat ek wil deel. Nou, ons het verlede week daaroor gepraat, oor dat die Here soewerein is. Nou, soewerein beteken, dat God oor alles is. En, dat daar geen mag is wat God nie bo-oor dit is nie. Alle magte is God bo-oor dit. Toe maar ons almal was klein. Jy het ook so geklink. Daar's nie 'n terrein of 'n sweer waaroor God nie beheer het nie. Nou dis in 'n abstrakte vorm is dit vir 'n mens maklik om dit te begryp, maar die moeilikheid wat ons verlede week gesê het is wanneer dit kom oor wanneer daar dinge gebeur in jou lewe. Toe het ons 'n paar dinge met mekaar stil geraak daaroor oor wat dit is, maar die ding is, as God in beheer is, en niks kan buite sy raadsplan omgebeur nie, hoekom moet ons bid? Hoekom moet ons praat met die Here? En daarom die begronding daarvan, ek wil net lees vir jou, dat jy sê, die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal, en daarom, en dis waarmee ons geëindig het verlede keer, is die lof aan die Here, loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam, loof die Here, alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen, almal wat deur hom geskep is, loof die Here, op al die plekke waar hy heers, ek wil die Here loof. En waaroor dit toe gegaan het op die ou einde verlede week, is dat Paulus en Silas, toe hulle in die tronk was, die oomblik toe hulle aan die Here lof bring, toe val die boeie af. Maar die punt is, hoekom moet ons bid? Iemand het op 'n stadium vir Moeder Teresa gevra, hoekom, when you pray,
Wat sê jy vir die Here as jy bid? Toe sê sy, I don't say anything. I listen. En toe sy toe nie lekker met die antwoord daaroor nie, en toe sê hy vir haar, maar when you pray, what does God say to you? En toe sê sy, He doesn't say anything, He listens. If you don't understand that, I can't explain it to you. Dit maak om mense kop so 'n bietjie deurmekaar, maar die ander ou het weer gesê daar as hy praat oor gebed, ek luister meer as wat ek praat, op die keper beskou dit lyk of God in elk geval gaan doen wat hy wil doen. Nou daar's baie maniere waarop 'n mens oor dit kan reageer. Want as 'n mens nie die soewereiniteit van God betwis nie, dan wil 'n mens die vraag vra, maar waar pas gebed dan in God se plan? Hoe pas dit? Waarom moet ons, met ander woorde, waarom moet ons bid as God reeds vooraf weet waar jy nou op pad is? En ek dink die meeste van ons het op een of ander tyd moes jy oor hierdie ding geworstel het. En dan is dit ook nog so dat iemand wat nie 'n kind van die Here is nie, gewoonlik na jou toe kom en sê, hoekom bid jy, man? Dit is in elk geval, ons lewe in 'n noodlot situasie, dinge gebeur soos wat dit is, en ons het geen beheer daaroor nie. En om dit prakties te maak, waarom bid ons dan nou vir ons land, dit wat so 'n bietjie deurmekaar is? Dit is eintlik nogal bietjie sag gestel om te sê dat dinge deurmekaar is. En ek moet sê, ek het ook al in my lewe nogal geworstel oor hierdie een. Maar ek gaan vir jou 'n paar goed gee vanmôre, praktiese goed, wat ons in wysheid moet oordink, oor hoekom ons bid, en waarom dit nodig is om te bid. Die eerste ene is, wat ons moet oordink is dat die Here self nooi ons uit om te vra wat ons nodig het. Ons word versoek om te vra, om te soek en te klop. Die Here het dit self gesê, sy eie woorde. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. In ander woorde, dis wat die Here vir ons, hy sê, kom praat met my. Hoekom? En die Here gee vir ons 'n ongelooflike belofte woord, as 'n mens gaan kyk, hoekom vra die Here dit van ons? In Psalm 81, wat julle nodig het, sal ek in oorvloed gee. Die ou vertaling sê, maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan volmaak. Want die Here wil vir ons gee, uit sy skatkamers uit. Dis hoekom hy sê, praat met my. Dis die eerste plek. Maak jou behoeftes aan die Here bekend. Die tweede ding, ons weet nie eintlik wat ons regtig nodig het nie. En as ons oor hierdie ene dink, ons ken net ten dele wat ons eintlik nodig het. Ons ken nie alles nie. Want ons perspektief word beperk deur ons eie begeertes, wat baie keer selfsugtig is. Partykeer deur ons eie kennis wat nie volmaak is nie, in ons eie ervarings. En dit is hoekom ek gaan net eers hierdie eerste deeltjie van die vers vat vir jou om dit te verduidelik, om te sê, in Romeine 8 vers 26 staan daar, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Want ek weet nie of jy al by die punt gekom het in jou lewe nie, dat jy ook uit jou woorde uitgeraak het, as jy bid. Want as jy in 'n ernstige krisissituasie kom, dan raak jou woorde op. Dat wanneer jy, en ek gaan dink net partykeer oor die situasies waarin jy was, wat jy in 'n krisis was, en die ding wil nie oplos nie, dan kom jy op 'n punt wat jy net sê, Here, ek weet nie. En al wat jy kan sê is vir die Here, Here, wees my net genadig. Want ek het al hoeveel keer by mense gekom wat 'n siekbed het, of wat in 'n ernstige krisis is, dat hy so moeg is, dat hy vir my sê, ek kan nie gebid kry eers nie. Ek sukkel om te bid. En is dan wanneer 'n mens so dankbaar is teenoor die Here,
dat hy 'n teksgedeelte vir ons in hierdie Romeine 8 vers 26 wat ek vir jou wil sê, is dat die Here selfs vir daai omstandighede vir ons in ons lewe 'n uitkoms gegee het. Hoe? Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Soos jy 'n kind van die Here is, en jy kom op 'n punt in jou lewe wat die krisis so groot is, dat jou bid opraak. As jy kind van die Here is, as die Heilige Gees in jou, dan tree hy deur jou gees in by die Vader. En hy weet wat die bedoeling is. Ek het dit in my lewe al ervaar, ek weet jy of jy dit al ervaar, dan word ek in die nag wakker. Dan hoor ek in my gees soos ek besig om 'n lied te sing vir die Here. En as dit eintlik die Heilige Gees wat in jou hart is, of ek het al agtergekom, dan word ek letterlik met 'n gebed op my lippe wakker. Want dis hoe die Here werk. Aangrypend. Die derde ding waaroor ons 'n bietjie besin is, rondom dit oor die soewereiniteit van die Here en hoekom ons moet bid is, God weet wat ons nodig het voordat ons hom vra. Die Bybel sê baie duidelik in Matteus 6 vers 8, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Dis bevrydend vir 'n mens se gebed. Hoekom? Hoekom is dit bevrydend? Want ek hoef nie groot woorde te gebruik nie. Ek hoef nie vir God te probeer beïndruk nie. Ek hoef nie eintlik eers te herhaal nie. Ek hoef nie bekommerd te wees dat ek dit wat my behoefte is presies 100% in 'n ry moet sit soos 'n eentjies in 'n ry, dat die Here moet verstaan wat ek sê nie. Want hy weet regtig wat nodig is vir my. En daarom, wanneer ons bid, is ek nie besig om God in kennis te stel van enigiets nie. Ek hoef vir my in te lig nie. Dit mag dalk voor die hand liggend lê, maar jy gaan nou verstaan wat die praktiese implikasie is, want ek hoef nie vir die Here te vertel, Here, ek moet 'n oes afhaal en of ek moet my lucerne sny en asseblief moenie dat dit reën nie. Die Here weet. Of Here, dit gaan sleg met my kinders of whatever ook al nie. Die Here weet dit. Die Here sê in Psalm 147, hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Hoekom noem ek dit? Jy raak gespanne as jy iemand ontmoet. Dit is nou soos hier agter in die konsistorie, nou dink ek vir myself, wat is daai ou se naam nou weer? Ek het 'n week terug ontmoet. Maar die Here ken jou naam, hy ken al die sterre in die heelal, hy ken elkeen se naam. So met ander woorde, die Here ken al die mense wat op hierdie aarde was, die Here ken al die mense wie op hierdie aarde is. Met ander woorde, elkeen van ons hier ken die Here op sy naam. Hy ken elkeen wat nog nie eens gebore is nie. Ken God. So wat sê dit? Wat is die praktiese implikasie? Die praktiese implikasie is, die Here gaan nie verbaas wees as jy 'n galblaasprobleem het nie. Hy gaan nie verras wees as jy vir die Here iets kom vertel nie. Die Here gaan nie verras wees as jy kom kla by die Here oor 'n man of 'n vrou wat prikkelbaar is, wat lig geraak is, of 'n baas wat kwaai is nie. Of dit wat jou pla. Die Here gaan nie onkant gevang word nie. En ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik dink. Wat is dit wat jou in jou hart is, wat jou partykeer laat wakker word in die nag? Is dit jou kinders? Is dit jou finansies? Is dit jou toekoms? Jy hoef vir die Here in kennis te stel nie. Die Here weet dit. Sy soewereiniteit. In sy soewereiniteit weet hy elkeen, en as dit nie genoeg is vir jou nie,
Psalm 139 staan daar, Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend, daar's nog nie 'n woord op my tong nie, Here, of U weet wat dit gaan wees. Met ander woorde, dit omvang mos my hele lewe. Niks is verborge by die Here nie. Met ander woorde, hierdie gedagtes, selfs dit wat ek dink, weet God reeds wat jy sal dink. Jou motiewe, jou gedagtes wat jy nie uitspreek nie, jou drome wat jy dalk nie eers met iemand gedeel het ook nie, wat jy bang is om te lewe, die Here ken dit. Wat 'n bevrydende ding is dit. As 'n mens dink in terme van jou gebedslewe. Want ek hoef nie by die Here te gaan kla en kerm en skree dat hy my moet verstaan nie. Ek hoef nie 'n lang verduideliking te gee vir die Here oor hoekom ek so voel nie. Die Here weet hoekom jy so voel. Ek hoef my nie te herhaal nie tensy ek so wil. Bevrydend. Dit is wat die soewereiniteit van die Here van mense te beweeg bring as 'n mens daai kan leef. Die 5de ene wat ek met jou wil deel is, ons bid om ons totale afhanklikheid van ons hemelse Pa uit te druk. Johannes Calvin, een van jou groot kerkvaders van die verlede, het gesê, gebed is nie vir God se goed nie. Dit is vir ons. Ons moet bid. Want ons voeg nie iets tot God by nie, maar daar gebeur iets in ons binneste wanneer ons bid. En ek wil dit vir jou prakties maak. Dit is soos, sê nou maar 'n dogtertjie en haar pa is besig, of sy is besig, sy sit nou daar in die sitkamer, is besig om 'n legkaartjie te bou. Nou spook en spartel sy om nou al die goedjies nou bymekaar te sit en dit te laat pas en sovoorts. En dan op 'n stadium kom sy nie reg daarmee nie. En dan klim sy op haar pappa se skoot en dan sê sy, pappa, ek sukkel, ek kry dit nie reg nie. Wat doen 'n pa dan? Daar's nie 'n manier dat hy sal sê, gaan aan nie. Jy klim af, jy gaan sit saam met jou kind op die mat en jy help saam bou aan die legkaart. En dis hoe God is. Hy wil hê ons moet hom vra. Soms los hy ons dat ons alleen probeer. En dan wanneer ons gekom het gewoonlik aan die einde van ons beperkte hulpbronne, klim ons op ons pappa se skoot, ons Here se skoot, en ons sê, Here, ek kan nie. En daarom is eintlik elke gebed wat daar is, as jy met die Here praat, is eintlik elke gebed wat jy bid, is eintlik om vir die Here te sê, ek weet nie om te lewe nie. Ek het nie alles bymekaar nie. Ek kan nie. Ek weet nie hoe werk die lewe in die Here, net U weet hoe om dit te doen. En dit is hoekom dit 'n totale belydenis is van afhanklikheid van ons hemelse Pa. Elke gebed is om te sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Die voorlaaste is, ons bid omdat God vereer word deur ons volgehoue geloof. Ek het gesê dat 'n mens hoef nie te herhaal nie, wanneer 'n mens bid nie, maar ons almal weet dat dit gebeur dikwels dat gebede mos nie dadelik geantwoord word nie. Sommige gebede is so, dat voordat jy nog gebid het, of terwyl jy bid, laat my dink in 'n gedeelte, soos wat die, wat is die ou se naam tog, Abraham vir Isak 'n vrou wil gaan kry het, toe het hy mos sy slaaf gestuur daarna waar hy groot toe geword het, en dan is die slaaf daar by die put, ek gaan dit vir jou lees, want ek het dit nou nie op die bord nie, ek het nou daaraan gedink, Genesis 24, of is dit 20? 20. Hierso is dit. Maar ek kry dit nie nou dadelik nie, is okay. Toe hy,
Dit is 24. Wag eens 'n bietjie, ekskuus. Ek was reg geweest, dis Genesis 24. Ek het nou in my om by dit te probeer uitkom, lees ek nou nie mooi nie, maar in elk geval, as ek vir 'n meisie vra, hier sê hy vir die Here, as ek vir 'n meisie vra, hou tog jou waterkruik dat hy kan drink, en sy antwoord, drink gerus en ek sal jou kamele ook water gee, dan is dit sy wat deur u gekies is vir die dienaar, vir Isak, en dan sal ek weet dat u trou betoon aan my eienaar. En wat staan daar nou? Voor hy nog klaar gebid het, kom Rebekka met die waterkruik daaraan. En dis soos die Here werk. Die Here antwoord dikwels nog voordat jy klaar gebid het, is God klaar in die antwoord. Maar dan is daar gebede wat jy dae, weke, maande, jare lang bid, en daar's nie antwoord nie. Wat dan? Die Here Jesus het 'n gelykenis gespreek daaroor in Matteus, wat hy gesê het van 'n onregverdige regter, wat 'n vrou by hom gekom het, en gekla dat hy tog asseblief aan haar regsaak moet aandag gee. En dan staan daar, wat hy op 'n stadium sê, hy sal nou maar hierdie vrou sy klagtes hanteer, want net nou kom klap sy hom ook nog as hy dit nie doen nie. En dan sê Jesus, sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep reg doen nie, sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Met ander woorde, Jesus het gesê, ons hemelse Pa is soveel beter as hierdie aardse regter, wat beweeg is deur hierdie vrou, om op die ou en aan haar saak aandag te gee. God sal soveel meer aan jou saak aandag gee. Hy sal luister wat in jou hart is. En daarom 'n wonderlike voorbeeld van gebed, juis oor dit is wat Jakobus 5 vers 16 daar staan, die vurige gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Want dit gaan oor Elia wat gebid het, dat daar eers droogte moet wees in Kanaan, en toe was dit hoeveel jaar? 3,5 jaar lang droogte, en toe bid hy weer, en toe reën dit. So watter gebede is dit, wat God beantwoord, is wanneer ek in geloof, voor die Here gaan staan. Dit gaan nie oor die soort woorde, as jy vurig bid, is nie die soort woorde nie, dit gaan of jy opreg bid, of dit regtig in die diepte uit die kern van jou hart kom, soos wat 'n ou eendag geskryf het daaroor en gesê het, waarskynlik een van die tye wat hy die mees opregte gebid het in sy lewe was toe sy vrou in 'n ernstige ongeluk was en 'n jaaghospitaal toe was, sy toe in die intensiewe eenheid toe nou opgeneem is. En hy het sê al wat hy gebid het terwyl hy hospitaal toe gejaag is, wat om te sê, ag Here, help my vrou. Dis al wat hy gebid het. Hy sê, en dit was waarskynlik die mees opregste gebede in sy hele lewe. En dis die soort gebede wat God beantwoord, want dit kom uit jou wese uit. Ek het nou nie beplan om dit te sê nie, maar as ek moet dink, ek het hoe God regtig antwoord wanneer jy voor die Here staan. Ek het op 'n stadium in my lewe 'n geweldige krisis beleef, soos in regtig ernstig. En 'n vriend van my het vir my van hierdie pille gegee wat hulle vir die ouens gee wat voordat jy geopereer word. Nou daai goed klap vir jou dat jy nie weet waar jy is nie. Maar ek het 2 ure later wakker geword, het was 12 uur gewees, het nooit vergeet nie. En my helder wakker. En ek het begin worstel met die Here. En my gebed vir die Here was, Here, ek is nou soos Jakob by die Jabokrivier. En ek gaan nie U los nie. Dit het Jakob sy heup gekos, Here, maar al kos dit my lewe, gaan ek U los nie. En 2 ure later in my worsteling met die Here, het hy my geantwoord. En hy het my uit die Bybel uit geantwoord. En die aangrypende was van die hele ding was,
dat die Here vir my skrifgedeeltes gegee het, en dan lees ek dit, en dan hoor ek in my gees, regtig, hoe die Here sê, blaai nou soontoe. Dan blaai ek soontoe, dan is dit soos 'n verhaal, wat God met my praat. En dat hy my weer terugvat en sê, gaan lees nou dit wat voor dit staan, wat jy net nou gelees het. Dan maak dit sin binne in die hele proses. En ek kon vir daai môre met 'n nuwe hart en 'n nuwe gees my lewe begin. En daarom bid ons, want hy is God en ons is nie. 'n gebrek aan gebed. As daar 'n fout is in jou gebedslewe en jy het 'n gebrek aan gebed, beteken dit jy verstaan nie. Dan is dit eintlik iets in jou lewe wat jy dink jy is besig, jy kan die show run. Jy weet hoe om te lewe. Dis eintlik wat dit is. Dis 'n teken in jou lewe dan om te sê, ek weet hoe om alles te kan doen. En daarom, hoekom bid ons? Hoekom bid ons? Ons bid omdat die Here van ons vra om te bid. Want wat gebeur? Wanneer jy bid, verander jy. Jy verander. En God is besig om in jou iets te doen wanneer jy bid. Want juis in hierdie geheimnisvolle werking, en die Here werk met elkeen van ons op 'n unieke manier. Ek het vir jou gesê oor hoe die Here met my gewerk het. Maar hy gaan jou nie los nie. As 'n kind van hom sal hy op 'n unieke manier met jou werk, om jou te herinner dat hy God is. Want op 'n manier is God eintlik, beperk hy homself sodat hy deur ons gebede in hierdie wêreld deure oopmaak. En ek wil dit vir jou wys, dis hoekom Paulus hulle geskryf het daaroor en gesê het, en bid te gelykertyd ook vir ons, bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat die geheimnis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier as 'n gevangene sit. Met ander woorde, deur ons gebede maak die Here letterlik deure oop. Hoe weet ek nie? Ek weet nie. Want hy is soewerein. As ek vir jou vanmôre kon sê, hier's 'n absolute punt, hier's 'n 5-punt plan, bid volgens dit en dan gebeur dit en dit. Nee, die Here werk op 'n unieke manier, maar die deure hou hy nooit toe nie. 'n Sekere deur sal dalk in jou lewe toegaan, maar hy sal nooit toegaan voordat God nie vir jou 'n ander deur wys. Die partykeer kom stamp ons koppe teen hierdie bepaalde ding wat ek bid. En dan het God eintlik 'n deur hier langs aan oopgemaak. Vertrou die Here. Want wat het hy gesê? Ons moet hom die rus gee. Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, Jesaja 62:6. Hulle sal dag en nag roep, julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stil bly nie. Julle moenie stil bly nie. En die ou vertaling sê, en laat hom nie met rus nie. Dis wat die letterlike vertaling daar staan. Totdat hy Jerusalem herstel het, totdat hy die hele wêreld die roem van Jerusalem laat sing het. Met ander woorde, die Here sê, ons moet hom nie laat rus nie. Het jy 'n geliefde wat gered moet word? Moet jy die Here met rus laat nie. Praat met die Here daaroor. Het jy wysheid nodig vir 'n groot besluit in jou lewe? Moet jy die Here met rus laat nie. Sukkel jou kinders geestelik? Moet jy die Here met rus laat nie. Is jy besig om te bid vir hierdie land? Moet jy die Here met rus laat nie. Weer 'n keer terug na wat ek vroeër gesê het. Wat is dit wat jy vir die Here wou sê, wat jy hom nie meer gaan verras nie? Moenie die Here met rus laat nie. Want hoekom? Ek het verlede week ook dit gesê. God het jou lief. Oneindig. Jy sy kind. Hy het 'n geskiedenis
waarna toe ons kan teruggaan. Wat is God se geskiedenis? Oor 'n week is dit Goeie Vrydag. Dis God se geskiedenis. Sy liefde vir jou. As jy sukkel in jou gebed, sy liefde vir jou oor waaroor jy worstel, gaan soek God se liefde aan die kruis op Golgotha. Ek het dit verlede week ook gesê. Dis waar jy dit soek. Want dis wie hy is. Wat is ons gevolgtrekking wat Paulus geskryf het oor Jesus wat vir ons kom sterf het? Oor al hierdie dinge, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Moenie dink dat as jou gebed nie beantwoord word soos wat jy dit graag wil hê, dat die Here teen jou is nie. Ek onthou dat ek het op 'n stadium gedink dat die Here teen my is. My eerste gemeente was ek vir 3 jaar lank op die een kortlys na die ander ene gewees. In 'n gemeente wat ons net 125 lidmate was, soos wat dit ontvolk het en mense gesterf het, en hulle kon nie, ek was die laaste predikant in elk geval daar gewees, en deur die genade van die Here het ons oorleef. Ek weet nou nog, dit is letterlik oorleef, maar die punt is, ek het een aand in die kerk gaan lê, en so vir die Here op my rug gelê en gesê, Here, wat nou? Wat nou? Want ek het gedink hy steun my. Maar die uitkoms van dit was, ek gaan dit deel. Dis 'n persoonlike getuienis, maar ek het dit ook nie beplan nie. Die Here het my gevat na 'n punt toe, en dis hoekom ek sê gebed verander jou. Is dat ek het die Sondag sou ek die boodskap bring om te wag op die Here. Dis waarheen God my gevat het, om te wag vir hom. En die Vrydag aand, ek het 3 keer wakker geword. En ek het die derde keer toe ek wakker word, maar dit is so helder, dit is soos 'n helder, en dan slaap ek weer. En toe besef ek, die Here wil met my praat. En ek het volgende môre by my lesenaar gaan sit, en ek het vir die Here gesê, dit was so 7 uur se kant gewees, en ek het gesê, Here, ek het nou nie 'n idee nie. Ek weet nie, maar hier is ek. In die soewereiniteit van God, toe laat lei hy die telefoon. Toe is dit my sussie. 'n absolute kind van die Here. En sy sê vir my, Boeta, die Here het vir my gisteraand teks gegee, wat ek vir jou moet gee, en hy het my nou net herinner daaraan, ek moet nou vir jou te gee, want hy het my gisteraand geblok, dat ek het nie vir jou moet gee nie. En ek lees, en ek hoor hoe sê die Here vir my, hy gaan my wegvat uit die gemeente uit. Toe dog ek, ja, dis reg, Here, hy gaan my wegvat, maar is al 3 jaar so, dis okay. 1000 jaar is soos 'n dag, en 1 dag soos 1000 jaar is okay, ek het vrede. En ek het die volgende dag die woord gebring oor om te wag op die Here, en ek bel haar die Sondag aand, en ek sê, dis wat die Here vir my gesê het, en sy sê, dis is wat die Here vir haar gesê het. En ek gaan kuier die Maandag, by 'n vriend van my, en toe ek terugkom by die huis, toe is daar 'n boodskap op die antwoordmasjien, van 'n gemeente wat my beroep het. Hoor jy? Hoor jy iets van God se geskiedenis? Want hy verander ons. Ek moes leer om te wag op die Here. So wat is God se geskiedenis wat hy vir jou leer, wat hy nie teen jou is nie? Want God is soewerein en hy wil hê jy moet met hom praat. En ek gaan net nou verduidelik oor hoekom. So kom ons raak net stil, wat die Here ook al op jou hart gelê het, en dit wat jy nou voor hom bring, dat jy dit nou doen. Okay.
Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie, baie dankie dat U vir ons geskep het dat ons kan praat, dat ons woorde kan sê, vir mekaar, maar bo alles, om met U te kan praat. Dankie die voorreg, Here, dankie dat U ons uitnooi om met U te kan praat. Al weet U. Maar dankie, Here, dat ons totale afhanklikheid van U kan bely. U wat alles ken. Dis so bevrydend, Here, dat U weet wat ons nodig het. Dat U vir ons gee in volmaaktheid van tyd op die regte oomblik. Dat ons lewe in U hand is. Dankie, Here, dat ons kan meewerk saam met U aan U koninkryk hier op aarde. Meewerk, Here, om U beelddraers te wees. Sodat mense vir U kan sien, Here. En dankie, Here, dat U Uself so verbind het aan ons en dat ons kan kyk na U toe U liefdesoffer wat U vir ons gebring het, toe U vir ons gesterf het aan die kruis, U lewe vir ons gegee het, Here. Dankie dat U Uself so verbind het aan ons vir altyd. En dat ons daaruit kan lewe, Here, dat U nooit teen ons is nie. Maar dat U altyd daar is. En dat U met elkeen van ons se pad loop. Here, en ons moet dit bely. Ons verstaan dit nie altyd nie. Maar Here, dankie dat ons kan vashou in die soewereiniteit van U, dat U regtig alles ten goeie sal laat meewerk. En daarom kom ons en ons vra vir U, geef ons geloof in ons hart. Geef ons geloof in ons hart, dat ons agter U aan sal loop. U ken die pad, Here, en is goed genoeg. Het is goed genoeg, Here, dat U weet hoe lyk môre. Net so ook goed genoeg, Here, vir hierdie gemeente ook. U weet. En daarom kom tree ons in, Here, juis dat U sal voorsien in hierdie gemeente soos U wil en soos U wil is. En dat ons U kan vertrou daarvoor, wat ook al. Dankie dat ons almal met 'n verwagting kan uitsien van U handewerk, ook in ons lewens. Dankie, Here. Stap met ons elkeen in die pad. En dankie vir die voorreg wat ons gehad het, Here, die afgelope 2 Sondae om so saam met mekaar te kan wees. En ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen.